Ek besef net meer en meer hoe belangrik kommunikasie is tussen man en vrou, tussen ouers en kinders, tussen kinders en ouers, en hoe belangrik is kommunikasie ook in terme van jou geestelike lewe. Want jy sien, Vader verwag van ons in terme van sy woord dat ons moet reg kommunikeer. Ons moet reg kommunikeer. As jy nie kan kommunikasie hê tussen jou geliefdes nie, hoe gaan jy kommunikasie hê teenoor die lewende God? Daar moet 'n oop lyn van kommunikasie wees tussen die lewende God en jy. En jy en die lewende God. Want dis hoe Vader werk, nog van die begin af, tot en met vandag. Hy werk in terme van kommunikasie. Hy praat met ons. As jy die woord opneem, en jy maak die woord oop, dan beteken dit, hy kommunikeer met jou, op 'n daaglikse basis. En dan moet ek en jy nou natuurlik sensitief wees vir die invluistering van sy Heilige Gees. Want jy sien, hy praat met ons op verskillende wyse. Maar in terme van ons eie persoonlike lewe is kommunikasie so belangrik. Want die oomblik wanneer daar 'n gebrek daarvan is, dan val die pap op die grond. Die oomblik wanneer daar 'n gebrek aan kommunikasie is, dan val alles uit mekaar uit. En ons het nou al gesien in terme van huwelike. Hoe val huwelike uit mekaar uit as gevolg van die feit dat die man en die vrou nie met mekaar kommunikeer nie. En kommunikasie is nie om op WhatsApp of op jou telefoon boodskappe te stuur en dis nou kommunikasie nie. Nee. Wanneer laas het jy die telefoon gevat en die telefoon opgetel en mense gebel en met hulle gekommunikeer? Wanneer laas het jy in jou kar geklim en gery na iemand toe en te sê, hoorie, so ek wil vandag net met jou praat? Maar jy sien, ons lewe so verby mekaar en ons besef nie die belangrikheid van kommunikasie nie. Daar's 'n absolute noodsaaklikheid in terme van hoe ons as gelowiges met mekaar moet kommunikeer. En dan begin die belangrike aspek in ons lewe nou natuurlik werksaam wees in Spreuke 18 vers 23. Wat sê? Dat dood en lewe lê in die mag van die tong. En die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. So wanneer ons kommunikeer, nou eerstens kommunikasie is belangrik. Maar nou wanneer ons kommunikeer, is die tipe kommunikasie van uiterse belang. Van uiterse belang. Dit help nie ek kommunikeer, maar alles wat ek sê is afbrekend en dis neerhalend en dis nie ophouend nie en dit is eintlik gif in mense se lewens. Dit help nie ek probeer kommunikeer, maar my kommunikasie is nie op die regte vlak nie. My kommunikasie is net daar om mense sleg te sê en te verneder. Dan is dit die verkeerde kommunikasie. So, hoe ons kommunikasie moet rig is, ons moet die perspektief hê dat die mens met wie ons kommunikeer is geskape in die beeld en die gelykenis van die lewende God. Alle mense luister nou baie mooi, almal is geskape in die beeld en die gelykenis van die lewende God. En ek besef, hoe ek gehanteer wil word is hoe ek ander mense moet hanteer. Hoe ek graag mee gekommunikeer wil word is hoe ek met ander mense moet kommunikeer. So as kommunikasie dan hierdie groot noodsaaklikheid is, en as gevolg van gebrek aan kommunikasie, val die pap op die grond. Maar weet jy, wat is die nommer 1 rede hoekom mense nie met mekaar kommunikeer nie? Kan ek vir jou sê, juist daardie rede. Spreuke 18 vers 23. Want dood en lewe lê in die mag van die tong. Ek wil nie met mense praat wat negatief is. Sorry, ek wil nie. Ek wil nie met mense praat wat met my neerhalend praat en wat my afbreek en afkraak nie. Ek wil nie met sulke mense praat nie. Ek wil nie met mense praat wat gil en skree en te kere gaan en hulle stem verhef wat dit nie eens nodig is nie. Ek wil nie met sulke mense praat nie. Ek wil met mense praat wat inspraak lewer in my lewe. Dis die tipe mense met wie ek wil praat en met wie ek wil kommunikeer. Maar hier's die ding, jy as mens het daai amazing voorreg en jy die amazing geleentheid om op 'n daaglikse basis 'n positiewe inspraak te lewer in mense se lewens. Of dit nou is jou man, jou vrou, jou kinders, wie dit ook al is, jy het die vermoë om deur jou kommunikasie 'n positiewe inspraak te lewer in mense se lewe. Ons sit met baie huwelikspaartjies waar ek en my vrou berading doen
En dan is daar sekere toetse wat ons doen, en dan kyk ons, hoe werk hierdie mense se huwelik, en dan kan ons onmiddellik agterkom, daar's 'n gebrek aan kommunikasie. Ons kan dit onmiddellik agterkom. En die oomblik wanneer daai gebrek van kommunikasie plaasvind, dan weet jy, hoe funksioneer die huwelik. Dan weet jy, hoe funksioneer die kinders. Want as daar nie met mekaar gekommunikeer kan word nie, dan gaan daar ook nie met die kinders gaan gekommunikeer kan word. En so spoel dit ook uit in jou normale, daaglikse lewe. Kyk net, ry net so 'n bietjie in die verkeer, en dan kyk jy hoe kommunikeer mense met mekaar. Partykeer gebruik hulle vingertaal, maar mense kommunikeer met mekaar. So mense, ek wil hierdie aan jou oordra vandag, dat jy kan besef, dat die kommunikasie wat ek en jy moet lewer op 'n daaglikse basis, is eintlik om mense op te lig, op te beer, om hulle aan te raak in hulle gees, siel en liggaam, en dat hulle geïnspireer sal word deur jou teenwoordigheid. So, ek wil jou challenge vandag. Vat jou telefoon en tel hom op en bel mense wat jy lanklaas gebel het. Praat so 'n bietjie met mense wat jy lanklaas mee gekommunikeer het. Tel die telefoon op. Bel jou pa, bel jou ma, bel jou kinders. Praat met hulle, kommunikeer, kry die kommunikasielyne weer oop, want die kommunikasielyne wat oop is, gaan genesing bring in die huisgesin, in die familie en ook in jou geestelike lewe. Dan wil ek jou ook challenge, kry die kommunikasielyn oop tussen jou en die lewende God. In ander woorde, elke dag, voordat jy die dag begin, sak op jou knieë en begin om te bid en die aangesig van Jahwe te soek, om die kommunikasielyn oop te kry, tussen jou hemelse Vader en jouself. En daar dieselfde kommunikasie en die wyse hoe jy met Vader praat, en dieselfde gesindheid moet jy dan horisontaal, moet jy uitleef. Dit help nie, ek het hierdie vertikale verhouding met die lewende God wat amazing is, maar my horisontale verhouding met mense is stikkend nie. Want jy sien, daai selfde kapasiteit wat ek moet gebruik om met Vader te kommunikeer, moet ek met mense kommunikeer, en ek moet hulle kan sien in die beeld en die gelykenis van Jahwe ons Elohim. En wanneer jy dit doen, dan gaan jy 'n positiewe inspraak lewer in mense se lewe. Halleluja. Halleluja. So ek wil jou challenge. Tel die telefoon op, of klim in jou kar en ry en gaan praat met mense. Kommunikeer met die wat jy lanklaas gekommunikeer het. Maak die kanale van kommunikasie oop. Maak die kanale van kommunikasie tussen jou en die lewende God oop. En ek waarborg jou, jy gaan dinge ervaar en beleef. Jy gaan sien hoe die hand van Jahwe op jou lewe is. Jy gaan sien hoe verhoudings herstel. Jy gaan sien hoe jou kinders en jou eggenoot begin floreer. Die oomblik wanneer jy die kanale, die kommunikasiekanale begin oopstel. Halleluja. Mense, dankie dat jy ingeskakel was op hierdie Dinsdagoggend. Mag jy geseënd wees. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening en dat ek vandag die saad kan kom saai in jou lewe op saai tyd. Wees geseënd van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer. Shalom.